Miskien is dit 'n bietjie skerie, kom ons vind uit. Eendag, lang gelede, by die see, het die diere weggekruip tussen die rotse. In grotte, want daar was 'n massiewe storm gewees. Blitse het geslat, water het gespat, die golwe was die grootste wat dit nog was, wat die diere kan onthou. Hulle het in die grot gesit, al die pikkewyntjies, hulle was nie boer die land weggekruip nie. En oupa Pikkewyn het vir hulle gelees oor die gediertes van die groot storm. Uit 'n boek uit, wat so oud is, dat die bladsye geel geword het. Die buiteblad is gemaak uit die vel van 'n megalodon. Die boekmerk is 'n tand van 'n megalodon. Want hulle sê hierdie boek was geskryf deur 'n megalodon. In hierdie boek skryf die megalodon van die 1000 jaar storm wat kom en alles in die see breek en kraak. Rotsriwe breek af van die koraal. En dan, wanneer die see se golwe so groot is dat die diepste bodems van die see omgeskommel word, kom die gediertes van die diep waters op 'n houtskip wat se seile seeplante is, uitgeseil uit die dieptes, om alles te breek. En die klein pikkewyntjies soos, wow, oupa, daai storie is bietjie skerie. Oupa moet dalk ophou. Wanneer julle moet oupa aanhou, Ja. moet hy die storie vertel. Ja. En oupa Pikkewyn skryf. En hy dink hierdie storm is daar die 1000 jaar storm, wat sal maak dat daar miskien iets uit die dieptes van die see kom. Julle, daai kinders wil daai aand nie geslaap het nie, almal het gekoekeloer vir die ingang van die grot, en gedink, wat as daai ding kom? En hulle het iets hoor kraak in die nag, in die storm, en hulle voel hoe sak die dak van die grot, en hulle moes almal uithardloop. Daarom was die storm nie meer verskriklik baie lank in die gang nie. Toe hulle uit te sien hulle dat daar 'n massiewe stuk is van die rotsrif, van die koraalrif wat afbreek. En hy sit net vas aan 'n klein stukkie. Niemand moet daarso speel nie, want hierdie rotsrif gaan enige tyd val. En die diere was nog besig om te kyk na die rotsrif. Toe kom daar 'n dolfyn aangeswem. Uit asem uit. Julle, pas op, hier kom 'n verskriklike ding in die dieptes. Ek weet nie wat dit is nie. Pikkewyntjies het dadelik geweet. Dit is die gediertes van die diepsee waarvan oupa Pikkewyn gisteraand gelees het. Hulle het vinnig afgeswem. Net 'n draai te maak. Julle en regtig, daar kom 'n verskriklike groot houtboot. Miskien is dit klip, miskien is dit hout, miskien is dit stukke geroeste yster. Lyk soos 'n skip, maar die skip seil onder water uit die dieptes van die see, uit die donkerte, met sy mas, waarin die seile vas is verskriklike groot seeplante, seebiere, hulle is aan hom vas, en die seestroom, in daai seestroom dryf hierdie skip, en agter die skip sleep 'n verskriklike groot, swaar anker, aan 'n ou geroeste ketting, op die bodem van die see. En die pikkewyne dink, hulle kom alles breek, op hierdie skip is klomp gebreekte seesterre. Wow, julle daai seesterre, van hulle het skerp tande, van hulle het 'n klap oor die een oog, van hulle het al 'n arm of 'n been verloor, maar hulle kom op, en hulle sing 'n rympie. Doem, doem, ons kom om alles te breek, doem, doem. Ons kom om alles te breek. Doem, doem, ons kom om alles in die dieptes in te sleep. Julle en die pikkewyne is bang. Hulle gaan uit. Wat 'n plan gaan hulle maak om hierdie skip omgedraai te kry? Oupa Pikkewyn kyk in sy boek en op die laaste bladsy staan: enigste manier hoe jy hierdie Pikkewyn skip in die dieptes hou, is as 'n megalodon wat eintlik die wagter is, die hak gryp. Want dis die enigste ding wat sterk genoeg is om hierdie skip terug te swem in die dieptes in. En dan hou hy hulle daar tot die
volgende 1000 jaar. Maar niemand weet waar is sy Megalodon nie. En dink jy iemand wil die een gaan roep? Daar's nie 'n manier nie, daai ding is te groot. So hulle moet 'n plan maak en Oupa Pikkewyn sê, julle die enigste plan wat daar is om hierdie groot klip van die rots wat besig is om af te breek, aan daai anker te laat vassit. En dan moet hy afval en rol en hierdie skip terugtrek tot in die dieptes, maar almal wonder, as hierdie skip afrol hier by die aftraan in die see, af, sal hy lank genoeg vashak aan daai anker? Sal hy die skip soontoe kan sleep? Wel, hulle moet probeer, want daai skip kom en hulle hoor die doem, ons kom om alles te breek. Doem, en dan elke keer as hulle dit sê, trap daar die seesterre hulle met 'n pote op die bodem van die skip. Doem, ons kom om alles te breek. Ons kom om alles in die diepte in te sleep. O, gats, julle die Pikkewyne hoor dit. Kinders is bang, hulle gaan kruip weg aan die buitekant van die see. En hulle sien agter die skip is 'n groot net. Dit is waarmee hulle alles kom vang, om dit in die dieptes in te sleep. Wow, julle hulle lyk so kwaai. Daai seesterre, gebleikte geel is, verbleikte rooi is, sulke dowwe grys is, dis nie eers helder kleure nie, die skip is soms so val. En Oupa Pikkewyn sê, die plan wat ons het, almal swem na die groot klip toe, maar hulle moet eintlik wegbly van die groot klip af. Maar net toe die diere en die pikkewyntjies swem na die groot klip toe, wat hier agterlang, hulle seker daai klip gaan eendag afbreek, draai daai skip in die see se stroom, en beweeg reguit na hulle toe. En Oupa sê, niemand beweeg weg nie, hulle moet ons hier kom vang, want hulle weet nie van hierdie klip hier agter ons nie. Hy laat so lank die seekatte agter die klip ingaan, en sê vir hulle, seekatte, as ons sê stoot, moet julle stoot. Die Pikkewyne swem om en gaan druk hulle snoete in die kraak in van die klip. En Oupa Pikkewyn sê, as ek sê stoot, moet julle stoot. Die seekatte en die dolfyne is gereed. Tot die wit doodhaie maak gereed, want hulle is te bang vir die groot skip. Waar is die Megalodon? Hoekom wil hulle nie help nie? Hulle weet nie. Al wat hulle weet is die skip is net nie naby hulle. En die volgende oomblik skree Oupa Pikkewyn, nou! Julle, toe hy skree nou, gooi daai seesterre die net uit, en hulle vang 14 Pikkewyne. Maar op dieselfde tyd stoot daai dolfyne en die seekatte hierdie klip op sy laaste stukkie en hy kraak los. Dit is net borrels en sand en stukke seewiere en koraal wat afbreek en hierdie ding rol reg op hy skip af. En raai wat? Hy hak die anker van hy skip, hak vas aan hierdie klip. En die skip begin agteruit gaan. En die klip trek agteruit. Maar daar die klomp seesterre trek roeispane uit daai skip uit. Hulle stoot dit uit en hulle begin roei op na die bokant toe, maar die klip trek hulle af en hulle roei op en die klip trek hulle af. En die pikkewyntjies sit in die net vas. Vinnig swem die pikkewyne om. En die pylsterte swem om. Hulle moet daai net gaan kry, hulle moet die pikkewyntjies daai uitred, want sonder die pikkewyntjies is daar baba pylstertjies en 3 baba dolfyntjies wat binne daai net is. Hulle gaan byt aan daai net en kou en knaag en ruk en pluk. Maar die seesterre begin pyle skiet na al hierdie diere toe wat hierdie net wil stikkend maak, terwyl die helfte van die seesterre op en op roei, maar die klip trek hulle af en af. Een vir een breek die spane van daai seesterre en die skip sak in die dieptes in. Maar die net is nog daar binne in en al die diere byt en knou en knaag aan hierdie net. En raai wat? Die wit doodhaai kom. 2 happe, dis hy net oop. En die pikkewyntjies en al die dieretjies wat binne die net vasgekeer is kon uitkom. Net voordat daai skip in die dieptes van die see insleep op die bodem van die see. En daai klip rol agterna. En hulle sien nie toe verdwyn hy. En die gedoe word sagter tot hulle dit nie meer kon hoor nie. Hoe lank gaan daai klip wegbly? Die volgende oomblik, kom daar 'n groot skaduwee en hulle dink, nee, hy het losgekom. Maar met dit draai die skaduwee weg. Reguit agter die skip aan en al wat hulle gehoor het, is 'n verskriklike stamp. En tot vandag toe weet hulle nie wat dit was nie.
Van die pikkewyne dink daai gestamp was die wit dood, was die Megalodon haai wat daar die skip aan sy anker gegryp het en teruggesleep het in die dieptes van die see. Van hulle dink die klip het gerol en rol tot hy oor die skip gerol het en hom omgetrek het, maar hulle weet nie. Daardie bladsy van die boek is nog leeg, maar al wat hulle weet, vandag is die dag wat hulle gered is van die groot gediertes van die diepsee. En hulle kan verder speel. En môre is die storm verby. En oupa Pikkewyn het daai boek hoog in die boekrak, agter al die ander boeke geberre en geweet. 1000 jaar voor hierdie storm weer kom, is baie, baie lank.